langt van mij. Hoi Willy en die langt van mij. Hoi Willy en die langt van mij. Waar die bruidegom die komt te rennen naar. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Want die bruidegom die komt te rennen naar. Ja, hoi Willy en die langt van mij. Hoi Willy en die langt van mij. Hoi Willy en die langt van mij. Maar die bruidegom die komt te rennen naar. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Maar die bruidegom die komt te rennen naar. Oh, hoi Willy en die langt van mij. Hoi Willy en die langt van mij. Hoi Willy en die langt van mij. Maar die bruidegom die komt te rennen naar. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Want die bruidegom die komt te rennen naar. Oh, hoi Willy en die langt van mij. Hoi Willy en die langt van mij. Hoi Willy en die langt van mij. Want die bruidegom die komt te rennen naar. Oh, wees wakker, ware vroege mens. Wees wakker, ware vroege mens. Wees wakker, ware vroege mens. Want die bruidegom die komt te rennen naar. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Want die bruidegom die komt te rennen naar. Give me all in my life, give me gold. Give me all in my life, I pray.
Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Hallelujah, give me all in my land, give me all in my land. I pray, give me all in my land, give me belling, penny, belly, big belly till the break of day. Oh, sing Hosanna, sing Hosanna,
vieren brandvoort, halleluja, halleluja. Yes, halleluja, halleluja. Die vieren brandvoort, prijs die Here. Ons dank die Here, halleluja. Eer die Here en ons prys hom in sy lieflike naam, halleluja. Dankie Here Jesus, halleluja, prys die Here. Ons is dankbaar om in hierdie aand saam te wees. Ons groet u almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. En ons is so dankbaar teenoor die Here dat hy sy Heilige Gees aan ons gegee het. Vader, ons wil u eer in hierdie oomblik en ons kom na u toe in die mooi naam van ons Here Jesus Christus, u Seun. Halleluja, sing het ons gesing. Vure brand voor, dis Pinkster herlewing en Here, dit is so wonderlik dat Pinkster is nie buitekant nie, maar binne in elke een wat gedoop is met die Heilige Gees. Ek so wonderlik bly dat ons weet dat omdat ons gedoop is met die Heilige Gees, halleluja, kom die volheid van die Godheid in werking en ons het hierdie volheid in Christus Jesus. En daarom wil ons aan u die eer en die lof bring in hierdie oomblikke, dat u het die belofte gemaak van die vervulling met die Heilige Gees. En ons weet, Here, deur 2000 jaar wat alreeds verby is, het u dit oor en oor bevestig. U het manne en vroue gedoop met die Heilige Gees en met vuur, met krag, met heerlikheid van u vrese. Spreuke in 'n hemelse Heilige Gees taal. Halleluja. Baie, baie dankie Here, dat ons weet dat u die doper met die Heilige Gees is. En u het dit aan ons gegee, soos u beloof het in Johannes. Nie lang na hierdie dae nie sal julle gevul word met die Heilige Gees en u is die doper met die Heilige Gees. Dankie daarvoor, Here Jesus. En ons bid in hierdie aand vir hulle wat alreeds gedoop is met die Heilige Gees en veral vir hulle wat verlang om gedoop te word met die Heilige Gees. O Here, laat hulle nie sal terughou nie, maar laat hulle in hulle alles op die altaar sal sit en wagtend raak op die vuur. Halleluja, en hulle sal gedoop word met die Heilige Gees en vuur soos op Pinksterdag. Halleluja, Here, verheerlik u in ons midde en laat u naam waarlik onder ons sal woon en dat daar wonders en tekens sal plaasvind tot eer van u naam. Halleluja, dis die werkinge van die Heilige Gees en ons eer u dat ons 'n voorreg het om dan so na u toe te kom en hierdie dinge van te bid, Here, want ons het nodig dat die Heilige Gees weer in sy volheid werksaam sal wees in die midde van u volk. Halleluja, verheerlik u naam dan in hierdie aand en ons prys u daarvoor. Amen en amen. Prys die Here en ons is dankbaar en ons eer die Here vir sy goedheid. Halleluja, ek is Pastor Flippie Gerber en my telefoonnommer is 082-874-1705. Halleluja. Nou ons gaan na die woord van die Here luister in hierdie aand en dit is vir my wonderlik hoe dat die Here elke keer vir ons iets oor die Heilige Gees gee wat vir ons baie kan beteken. En die Here het net oor hierdie skrifte gepraat, dis wel bekende skrifte. 1 Korintiërs 6 wil ek net saamlees. Hy sê hierso in die 19 en 20ste vers. Hy sê, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggame en in julle gees wat aan God behoort. Halleluja. Dis waarom die woord, ek het dit vanoggend genoem, dat as iemand nie die gees van Christus het nie, dan behoort hy nie aan die Here Jesus nie. En hierdie gees waarvan ons praat, is die gees, die Heilige Gees wat ons ontvang tot aanneming, van kinders.
Dis die belofte. Daar is vir my iets baie interessant oor alles. Ons kan baie sê oor die redes waarom die Heilige Gees gekom het, maar, en dit is wat die Here Jesus gesê het, en ek wil dit graag lees, prys die Here. En dit is, die Here Jesus het dit in Johannes gesê, halleluja. Dit die 16e hoofstuk, wil net gou daar kom. Hy sê hierdie mooi woorde, ja, prys die Here. Johannes 16 vers 7, maar ek sê vir julle die waarheid. Dis die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. As hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Halleluja. Hierdie 3 dinge wat die Heilige Gees doen, ek het dit altyd gesê, dis een van die tekens dat die Heilige Gees in ons midde is, en dit is as hy begin oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En ons weet ook in 1 Korintiërs 14 praat hy daarvan wanneer die onkundige inkom en hy hoor ons almal spreek, dan sal die verborgene, die geheimenisse van sy hart geopenbaar word en hy sal hom tot die Here bekeer. Maar wanneer dit kom by die, ek wil amper sê die erediens en by die vergadering van die kinders van die Here, is daar iets wat baie belangrik is. Die Heilige Gees is nie meer welkom as daar sonde geopenbaar word en geregtigheid en oordeel nie. Dit hoort nie vandag meer in die Pinksterkerk nie, want hulle soek dit nie daar nie. Ja. En die maklikste manier om die Heilige Gees, ek wil amper sê, te onderdruk in die dienste, is om nie te verstaan en nie dit te verkondig wat die kern is van die Heilige Gees in ons lewens nie. En ek dink dat hierdie skrif in 1 Korintiërs 6, wat hy sê, 19e vers, of weet julle nie dat julle 'n liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is, wat in julle is, en julle van God het, en julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en julle gees, wat aan God behoort. En dan sê hy in 2 Korintiërs, wil ek ook lees die 6de hoofstuk, 2 Korintiërs 6, prys die Here, sê hierdie woorde. Halleluja. Ek gaan dit hierso lees waar hy van die 16e vers, 2 Korintiërs 6 vers 16, of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is 'n tempel van die lewende God. Soos God gesê het, ek sal in julle woon en onder julle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal my 'n volk wees, vir my 'n volk wees. Wil ek net weer lees, want julle is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het. Ek sal in hulle woon, onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. En dan die vorige verse wat ons gelees het, is dat die Heilige Gees woon in hierdie tempel. En wanneer ek aan dit dink, dit het die Here al lank terug met my gepraat. En ek glo dat die belangrikste deel van ons hele wese as kinders van God is om jou liggaam
te sien as 'n tempel van God, waarin die Heilige Gees woon. En dis nie die Heilige Gees nie. Die Here Jesus sê ook in Johannes hierdie woorde, hy sê, as iemand my lief het en my woorde bewaar, sal ek hom lief hê. Hy sê, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal kom en in hom woning maak, of by hom woning maak. Dit meen, hierdie tempel wat die Heilige Gees het, wat binne-in woon, is ook tot beskikking van die Vader en die Seun, om in ons te woon. En dit is waarom ek dit al baie gesê het, dat iemand wat nie gedoop is met die Heilige Gees en vuur en krag en heerlikheid, die vrees van die Here en die spreuke in 'n Heilige Gees taal, as hy nie daarmee gedoop is nie, dan het hy niks te sê oor die Heilige Gees. Jy weet nie waarom? Want sy liggaam is nie 'n tempel waarin die Heilige Gees woon. Die Heilige Gees kan alleen in jou woon as jy gedoop word met die Heilige Gees. Baie mense sê, ja, maar ek is gedoop met die Heilige Gees. Ek spreek jy in die Heilige Gees taal nie, en daar is die vuur by jou nie, daar is die krag by jou, daar is niks by jou nie, maar jy is gedoop met die Heilige Gees. Jy is nie. Nou net een ding, die Heilige Gees kan enige oomblik op enige mens vaardig raak. Hy is nie beperk met dit nie. Dis waarom die skrif sê, hy sal sy gees uitgiet op alle vlees. Nie in alle vlees nie, op alle vlees. Dit meen die Heilige Gees kan op enige mens vaardig raak. Maar die verskil is net dit. Die Heilige Gees het nie net op ons as sy kinders, as kinders van God vaardig geraak. Toe die Heilige Gees vaardig geraak het op ons, toe word ons gedoop met die Heilige Gees. En elke keer wanneer ons moet optree, dan word die Heilige Gees, raak hy vaardig op ons, en dan gebeur daar wonders en tekens. Nie net ons voel het nie, maar al die mense. En wanneer ons optree in die Gees, is dit natuurlijk nog sterker, nog groter. Maar wat ek hier wil sê is dat jy moet gedoop word met die Heilige Gees. Nommer 1, tot aanneming van kinders. In Christus. Sodat jy aan Christus kan behoort. En wanneer die Heilige Gees in woning is, ek wil jy moet baie mooi kyk wat hier gebeur, dan behoort hierdie liggaam nie meer aan my nie, maar aan God. As jy vir een oomblik daaraan dink, van die begin af, het die Gees van God gesweef op die watervloede. Van die begin af, tot en met Jesus Christus se geboorte, het die Gees van God vaardig geword. Want die Heilige Gees was daar nog nie. Waar die ene? Die doping met die Heilige Gees was nog nie daar nie. Eers op Pinksterdag, na Christus opgestaan het, sy bloed gevloei het, enzovoorts, al het hy die volle prys betaal het, toe kom die Heilige Gees en die mense word gedoop met die Heilige Gees. En dit was nog nie in die Ou Testament so nie. Die Heer Jesus was die eerste ene wat gedoop is met die Heilige Gees. En daarna, almal wat in hom geglo het, wat tot bekering gekom het, wat sy sondes weggewas het, wat hulle sonde bely het met berou en trane, en die Here het hulle gered, en hulle is gedoop, en word hulle gevul met die Heilige Gees, die belofte, en hulle het met vuur en krag en heerlikheid en vrees van die Here, en die spreuke van die Heilige Gees taal. Ek wil net dit weet. As 'n hemelse wese, die Heilige Gees, in hierdie tempel kom woon, as hy spreek, kan hy in enige taal spreek. Maar om my
daar te kry dat ek in die verborgenheid of verborgenhede met God kan spreek, moet ek hom toelaat om in sy taal te spreek. Dis waarom Paulus in 1 Korintiërs sê, 1 Korintiërs 14 sê, nou, hy wat in 'n taal spreek, spreek verborgenhede met God. As ek die taal verwerp ek die Heilige Gees wat in en deur my spreek verborgenhede met God. Dis waarom, as jy dit nie ondervind het nie, moet nie iets van die Heilige Gees sê nie, want jy gaan nie die waarheid praat. Die ou Pinkster het die pastore vir mense wat nog nie gedoop is die Heilige Gees, wat nou net tot bekering gekom het en gedoop is, dan gee hulle al die verse vir die dooping met die Heilige Gees. En weet jy wat sê die mense? Ek wil so gedoop word met die Heilige Gees. Ek wil alles hê, die taal van die Gees, die gawe van die Heilige Gees en die gawes soos die Heilige Gees aan my wil gee. Ja, maar hulle het die taal van die Heilige Gees ingesluit, want hulle het God se woord geglo. Maar die kerk, wat sê hulle is die Pinksterkerk, glo nie meer God se woord nie. Jy wat alreeds gedoop is met die Heilige Gees, my broer en suster, kyk 'n bietjie binnekant. Daar is 'n inwonende persoon. As ek dit so kan uitdruk, met sy eie persoonlikheid, sy eie karakter, en met sy eie taal. Hy is nie dood nie. Hy kan hoor, sing, praat, ensovoorts. Maar nee, daai taal is 'n gebrabbel en dis van die duiwel. Jy weet nie wat jy spreek nie. Los dit eerder uit. Want jy is nog nie gedoop met die Heilige Gees nie. Jy kan niks daaroor sê nie. Maar julle is verwaand in julle wese. Net omdat die Pinkstervolk ontvang het wat julle nie het nie, omdat julle die waarheid nie glo nie. Nou wil julle dit afbreek, wat kosbaar is. Want in hierdie die Heilige Gees in my, wanneer hy vir my intree met onuitspreeklike versigtinge by God, dan spreek hy in sy taal, wat niemand weet nie, want niemand het nodig om te weet hoe die Heilige Gees vir jou intree voor God nie. Niemand. Jy sê ek het 'n persoonlike verhouding met die Here. Hoe kan ek daai persoonlike verhouding hê as ek nie die Heilige Gees toelaat om in sy taal te spreek onuitspreeklike versigtinge voor God? Hoe kan ek verwag om in die verborgenhede met God te spreek? Nie in my taal nie, maar deur die Heilige Gees taal. Eintlik wat werklik gebeur. Die Heilige Gees is inwonend. En die Here sê, God sê, ek sal onder hulle woon en in hulle midde wandel. Maar sodra ek claim ek het die Heilige Gees en ek spreek nie in 'n taal, Heilige Gees taal nie. Daar is die vuur nie, daar is die krag nie, daar is niks. Weet jy wat doen ek? Ek is besig om die lewende Gees van God binne in my vas te hou. En daar is geen vryheid in my lewe nie. Ek wil vanaand vir jou sê, jou liggaam moet 'n tempel van God wees, waarin die Heilige Gees woon.
moenie stilstaan by 'n tempel nie, om te dink, God maak van ons liggame 'n tempel, sodat sy gees in my kan woon, en in jou kan woon. En wat doen ons met die Heilige Gees? Bedroef ons hom? Is ons wederstrewig? Hy is hier binnekant. Dis waarom ek sê, as jy nog nie gedoop is die Heilige Gees nie, moenie oor die Heilige Gees praat asof jy iets weet nie. Hou net aan bid en sê, Here, doop my met die Heilige Gees, soos wat dit vir ons bepaal is in die skrifte. Halleluja, geen predik kan voorleggings doen nie. Nee. Gesê, as jy jou bekeer en jou laat doop, sal jy die gawe van die Heilige Gees ontvang. En jy sal spreek in vreemde tale. Vreemde taal is 'n taal wat geen mens op hierdie aarde ken nie. Die duiwel ken dit nie eers nie. Halleluja. En ek wil dit net sê. Net my liggaam, wat 'n tempel van God is, kan 'n woonplek word vir die Heilige Gees. En dis waar die probleem lê. As ek dit so kan vra, is die Heilige Gees inwoning in jou? Het hy 'n woning in jou, 'n woonplek in jou? Kan hy in jou wandel en handel en spreek? Dis nie iets buitekant nie. Dis binne. Pinkster. Die Heilige Gees kom van buite af in my en dan is ek in Pinkster ingebore. En dit wat ek het, kom nou nie van buite af meer nie. Dit kom van binne af. Die vurige gebed kom van binne af, want die Heilige Gees in vuur. Die kragtige gebed kom van binne af, dis die Heilige Gees en krag wat ons sal ontvang. Halleluja. En so kan ek die een ding na die ander noem. Of is jou liggaam wat 'n tempel van God is dit stilgebore. Daar's geen taal wat kom. Daar's geen geskreeu dat jy lewendig gebore is. En ek het dit in my lewe baie ondervind, wanneer die Here mense doop met die Heilige Gees, dat hulle op die top van hulle stemme in tale begin spreek. Dan weet jy, daardie kind is lewendig gebore. En solank as wat jy nie in hierdie Heilige Gees taal begin bid, dan laat dit amper soos 'n geskreeu is nie, dan is dit teken dat jy is nog nie weer gebore nie. Gee jy nie om daarvoor dat die Heilige Gees in jou moet kom woon nie. En dat hy in jou, deur jou, in sy taal kan praat, en vir jou kan intree met onuitspreeklike versigtinge. Die Heilige Gees, wanneer jy in 'n diens kom, en die Gees van die Here raak vaardig in hy diens in. Dis die Gees wat vaardig raak. Maar dit is nie waar hy woon nie. Want as die diens verby is, dan is dit weg. Want hy woon in die wat gedoop is met die Heilige Gees. Dis waarom mense wat gedoop is die Heilige Gees, as hulle in die kerk in stap, en voel hulle die dood is daar. Want dit wat binne is, lewe. En die lewe voel die dood. En dis die Gees van die Here. En dit is waarom het so belangrik is, dat elke een wat daar reeds gedoop is die Heilige Gees moet besef, dat die Heilige Gees is inwoning. Op hierdie aarde is daar nie vir hom 'n ander blyplek nie, as ek dit so kan uitdruk, behalwe
in elke liggaam wat 'n tempel van God geword het. Nou roep hulle vandag uit, ja, ek is 'n tempel van die Gees. Halleluja. Jy kan alleen 'n tempel word as jy by die Gees van God gevul is. Gedoop is, soos op Pinksterdag. Dan het jy tempel, maar solank jy nog nie daar is, al word jy 'n tempel, en dan word jy gedoop, dan word jy 'n tempel by jou geredding, en jy word gedoop, en dit is steeds tempel. Is dit 'n stil tempel, waarin daar niks gebeur. Alleen wanneer jy deur die Heilige Gees gedoop word. Ek wil amper sê, dan is dit 'n raserige tempel. Want hierdie mense weet om God te prys. Hulle weet om te koordans, hulle weet om te juig. Hulle weet en ken die bewegings van die Heilige Gees. Praat in tale, halleluja, sing in tale, bid in tale. Spreek verborge deur met God in 'n diens. Want hulle is lewend. Halleluja. So wat eintlik gebeur? Die oomblik as jy gedoop word met die Heilige Gees, dan raak die tempel lewend. Jy sê, dis wat mense nie kan verstaan. Die praat van 'n tempel, of praat nie van 'n gebou nie. Dis 'n lewende tempel. Die Here kan aan enige iets, enige saadkorrel. Saadkorrel hier is die tempel. Wat is hierdie saadkorrel? Is dit 'n dooie tempel? Of is dit 'n lewendige tempel? Net die Heilige Gees wat inkom woon, kan hierdie tempel lewend maak. Halleluja. Hy kan ons voete vat waarna ons moet gaan. Hy kan ons hande vat om God te prys. Dis 'n lewende tempel waarin die Gees van God woon. Ek het dit al vertel, maar dit is waarom ek het sê. Ek het ondervindinge gehad. En ek het nou eendag iets gelees van mense wat soortgelyke ondervindinge gehad het oor hoe duiwels op hulle gespring het terwyl dat hulle gelê slaap het. En hierdie duiwels probeer om hulle dood te maak, te versmoor. En wat 'n drama hulle alles deurgegaan het. En toe noem hulle dit iets snaaks, ek weet nie eens wat dit beteken nie, maar in elk geval, en toe sê ek, Here Jesus, dis nie hoe u dit wil hê nie. Dit het my ook gebeur, ook op die bed, terwyl ek slaap. Op my maag gelê met my arm so onder die kussing en die kop so in die kussing. Die volgende oomblik voel ek iemand op my spring. Maar toe sit 2 persone op my spring en hulle druk my liggaam en my kop alles in hierdie matras en kussing dat ek nie kan asemhaal nie. En terwyl ek voel ek gaan die lewe verlaat, was daar 'n groot vrede oor. Ek kan niks beweeg nie, ek kan nie 'n vinger beweeg nie, ek kan niks beweeg nie. En ek lê net daar so. Ek kan in my gedagte met die Here praat. Maar ek is totaal kragteloos. En die volgende oomblik, toe hoor ek hoe die Heilige Gees binne in my begin bid in sy
taal, hierdie Heilige Gees taal. Hy begin bid. Ek hoor dit, ek voel dit, want dit kom van binne af. Die Heilige Gees praat letterlik van binne af, maar dit is in die Gees. In hierdie taal. En die taal raak, kom al op en op en op en op en op. En ek voel hoe dat my liggaam begin lewendig word. O, halleluja. Halleluja. Ek kan vir u vertel, maar die ondervinding kan ek nie vertel nie, want dis goddelik. En het stoot in my keel op. Hoe gaan nie by my stembande verby hierdie taal. En die volgende oomblik, toe breek die taal uit my mond. En toe hy uitbreek, toe los het hy. En ek spring om. Ek het nou gevoel ek kan niks doen nie. Maar ek praat nog steeds in 'n taal. En ek spring om. En 2 van hulle loop so by die deur uit. Weg is hulle. 2 keer my geheer. Die derde keer was daar 3 gewees. Die tweede keer was daar 3 gewees. Maar ek wil dit aan u meedeel. Want ek wil hê jy moet weet, dit waarmee jy gevul is, die Heilige Gees, is lewend binne. Hy het nie hierdie fisiese liggaam nodig om te praat nie. Hy is lewend en hy kan sy eie taal praat. Weet jy, waarom het die Heilige Gees taal in my opgekom? Want hierdie vyande, hulle het nie geweet wat die Heilige Gees bid, totdat die woorde by my mond uitkom. Toe het hulle nog nie geweet nie, wat die Heilige Gees vir my intree nie. Ek kon niks doen. Die Heilige Gees het in daai oomblikke vir my ingetree in hierdie taal van hom met onuitspreeklike versigtiging by God. En die oorwinning het so plaasgevind. Moenie dat daardie stem in jou stil word. As jy gedoop is met die Heilige Gees en het lanklaas in tale gepraat, moet jy begin, omdat dit wat in jou is, weer kan oplewe. Dis waarom het so belangrik is, dat jy weet, dat die Heilige Gees wat in jou is, in jou woon, hy kan praat, hy kan hoor, hy kan sien, hy kan handel, hy kan beweeg binne in jou. Dis die lewende Gees van God, die Heilige Gees. As jy hom ontvang het, laat hy weer lewend word tot sy volheid, binne in jou. Kom maar sê ek nou vir iets. Met die Heilige Gees in jou, kan jy in jou binnekamer 'n vurige Heilige Gees feesmaal hou, sonder dat daar iemand om jou is. Want die Heilige Gees wat op Pinksterdag uitgestort is, sy tong van vuur, die tonge het onder mekaar verdeel. En elke keer, elkeen het 'n Heilige Gees Pinkster ondervinding gehad, daardie oomblik. Jy kan dit in jou binnekamer gereeld hê. O, halleluja. Halleluja. Die Heilige Gees is nie net daar dat jy 'n gawe kan hê nie. Nee, die gawes is letterlik 'n gawe, fisiese gawe. Maar die oorsprong moet lewend wees, sodat die gawe kan werk. Al 9 gawes. Maar die doping met die Heilige Gees, hierdie gawe, met die spreuke in tale, as gevolg van dit, sal die ander 9 gawes ook deur jou werk. Dis alles volgens die skrif. So laat die Heilige Gees dan lewend word in jou binneste. Jy wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie. Ek wil hê jy moet luister na hierdie boodskap. Dis wat die Here vir jou voorhou. Dis die belofte wat hy aan jou gee, as hy jou doop by die Heilige Gees.
Halleluja. En dit kan nie verander nie. Die gawes, o ja, daar kan verandering plaasvind. Daar is 9 van hulle. En wonderwerke en tekens, verskillende goed. Maar waar het kom by die doping met die Heilige Gees, en laat die Gees inwonend raak, is vasgestel deur God. Dit is hoe dit sal werk. En laat dit jou begeerte wees. Here, as U my doop, nie soos hierdie mense wat vandag gedoop word, die Heilige Gees, word vir hulle voorgesê wat hulle moet praat nie. Sê, Here, ek soek die ou Pinkster, van Pinksterdag. Doop my met die Gees van U, die Heilige Gees, soos op Pinksterdag. Halleluja. Vader, ek wil U eer, in Jesus se naam, dat U Gees aan die Seun gegee het, en dankie Here Jesus, dat U die doper met die Heilige Gees is. Oh, halleluja. Dankie dat die Heilige Gees ons lewend gemaak het. Ja, Here, dag toe ons gedoop word met die Heilige Gees, met vuur, krag, eerlikheid, vrees van die Here, en spreek in Heilige Gees taal, het ons die volheid van die lewe van Christus ondervind. Deur die Gees wat in ons kom woon het. O Here, dit is wat ons in hierdie dae so nodig het. Laat U kinders wat gedoop is die Heilige Gees, laat hulle die Gees weer sal toelaat, sodat hy lewendig in hulle ten volle kan beweeg en woon en praat. En Here, ons bid vir hulle wat gedoop wil word met die Heilige Gees. Laat dit hulle deel sal wees. Niks minder nie. Want U het die volheid beloof. En Here, ons wat alreeds die Heilige Gees dooping deelagtig geword het, het dit ervaar en beleef. Daarom kan ons daai koortjie sing, Lord, bring back those happy days. Halleluja. O Here, haar die heerlikheid van God in sy volheid neergedaal. Laat dit weer sal oplewe in ons lewens, in Jesus naam. Dankie Here Jesus. O halleluja. Prys U lieflike naam in hierdie oomblik. Glory. Halleluja. Prys U Here. Halleluja. Glory, hallelujah. Dankie Here Jesus. Lord, bring back those happy days. Hallelujah. Where the Holy Ghost fell on every place, and the love of God shines on every face. Lord, bring back those Lord, bring back those happy days when the Holy Ghost fell on every place, and the love of God shines on every face. Lord, bring back those happy days. Lord, bring back those happy
Dankie, Here, my God, vir die Heilige Gees. Halleluja. Die belofte wat aan ons gegee is. Ons eer U daarvoor in Jesus se mooi naam. Halleluja. Dankie, Here Jesus. Prys die Here. Ons wil vir U elkeen ook baie dankie sê. Mag die Here U almal ryklik seën. En laat die Heilige Gees in jou lewe in sy volheid sal woon. O, prys die Here. Sodat die Here verheerlik kan word. Vra dit alles in Jesus